Baie dankie, dit is lekker om saam met julle te wees. Het is altyd goed as mense tweede hand kom en sien mense kom darm terug. Dat is altyd die vrees, hoe genade is, net ons tweekies wat vanaand sou kuier. So dit is lekker om julle hier te hê. Hier is een of twee ander gesigte. Hier is so 'n bietjie ander mense. Goed. Ek gaan nie 'n lang drade maak nie. Ek dink Connie het nou so iets gesê van waar ons verlede week begin het. Maar ek sal so een of twee opmerkings maak en dan gaan ons vanaand so een of twee oefeninge ook doen saam. Ek het aanvanklik gewonder of ons dalk in die saal moet gaan sit, maar ek dink tog die ruimte is 'n baie lekker ruimte. Maar vanaand gaan ek julle ook nooi dat ons saam gaan deelneem. So en ek neem asseblief vrymoedigheid as jy iewers iets wonder of nie saamstem nie of wil uitvra oor iets. Ons mos nou 'n lekker geselsgroep, dan moet julle asseblief vrymoedigheid neem om saam met my te praat. So kon jy nou gesê die tema 'n bietjie van waarnemers tot deelnemers. En ek het verlede week spesifiek begin om vir julle sommer te vra, 'n bietjie julle te laat dink. Ek hoop julle het so 'n bietjie die week daaroor gedink oor jou eie pad met God en groei. En hoe lyk jou eie pad met God tot hier gelyk en wat het jou gehelp in jou eie verhouding met die Here om te groei? Ek dink daar's verskillende goed in die lewe. Ek het verlede week genoem mense se eie storie, jou grootword storie, jou familie, jou konteks waarbinne jy groot geword het 'n invloed op 'n mens se groeiproses. Ek het vir 'n klompie mense gevra, dit was my baie interessant hoeveel mense gesê het trauma of krisisse, moeilike tye in hulle lewens. Hulle moet terugdink oor hulle lewensstorie. Is van die moeilikste tye in hulle lewe, die tye waar hulle die meeste gegroei het. Nou mense kan op dit ingaan en vra, hoekom is dit so? Maar so 'n bietjie daar begin om te sê op die ou en eintlik by die punt te kom, ons het baie lank veral in ons gereformeerde tradisie gewerk met die wonderlike ding dat kennis mense help om te groei. Kennis is wonderlik, informasie is wonderlik, maar net dit alleen bring nie noodwendig altyd transformasie nie. Dit bring nie altyd verandering nie, dit bring nie altyd noodwendig groei nie. Dit kan, maar dis nie die enigste nie, want ons het vir mekaar gesê die mens is baie meer as net 'n kognitiewe wese. Jamie Smith praat daarvan dat ons is nie net breins op 'n stiek nie. Ons is baie meer as dit. Ons is kognitief, ons is emotief, ons is gemaak met emosies. Emosies is 'n geskenk van God. Mense praat daaroor as eintlik vensters op God. Ons emosies help ons om dieper te kyk, want onder ons emosies lê daar 'n klomp goed. So ons is ook emotief en ons is ook affektief. Ons doen ook. Ons is ook handelende wesens. En as geloofsgroei plaasvind, moet dit op al drie hierdie vlakke eintlik plaasvind. Dit is 'n holistiese vorming, om 'n hele menswees te kom vorm, sodat ek anders kan dink, is wat Paulus ook skryf. God het juist gekom om ook ons denke te vernuwe, maar hy het ook gekom om in ons harte, in ons menswees, in ons emosies in te kom, sodat ons, as ons kan gaan leef, ons anders kan leef. Maar die skade of die tekortkoming, kan 'n mens seker eerder sê, is dat ons baie klem gelê het net op kennisoordrag. En die laaste hele klompie jare daarom word daar al meer gekyk en gesê, "Sjoe, maar die mens is meer." So wat is nog nodig om regtig op 'n geïntegreerde manier te groei en gevorm te word? Die studies wat ek aangepak het onder andere twee baie belangrike goed. Ek dink ek het verlede week so amper daarmee afgesluit. Twee baie eenvoudige maar baie belangrike goed uitgewys as deel van 'n geïntegreerde spiritualiteit. Die een was om te sê, ons word gevorm in 'n deelnemende en wederkerige verhouding met God. Ons word gevorm in 'n deelnemende en wederkerige verhouding. Dit was die een aspek. En die tweede is, ons word gevorm in verhouding met God veral deur gewoontes en dissiplines. Ons kan eintlik ook, Jamie Smith praat van die woord liturgie. Ons word gevorm deur liturgie. Liturgie is gewoontes wat ons beoefen, en daarin lê 'n groot stuk vorming. Daar's 'n klomp ander goed ook, maar dis die twee goed wat ek spesifiek by wil uitkom. En ek het verlede week vir julle die verhaaltjie vertel van Margaret Silf, vir die van julle wat nie hier was nie, wat vertel het hoe sy 'n ete bygewoon het waar klomp mense geregte saamgebring het, gedeel het met mekaar, kos op 'n tafel neergesit, almal het saam geëet, en aan die einde besef, daar's een gereg waarvan niemand geëet het nie, en toe het hulle agtergekom, daar was nie 'n skeplepel nie. Dis die enigste rede hoekom niemand van hom geëet het nie. Die beeld het vir my gehelp om te sê, ek dink ons sit in ons kerk, in ons gereformeerde teologie, met die mooiste geregte op ons tafel, die wonderlikste teologie. Ek
dink ons sukkel in ons kerk met skeplepels om vir mense te help om dit te eet, sodat ons uit dit kan leef en dit ons handelinge kan transformeer en kan verander. So dit was so 'n bietjie, dink ek, min of meer wat ek in 'n baie kort nou verlede week by stil gestaan het vir die van julle wat vanaand nie hier is. En toe op die punt gekom om te sê, die spiritualiteitsoefeninge van Ignatius van Loyola, het in die laat 1400s, vroeg 1500s geleef, lyk vir my is so een skeplepel wat ons dalk 'n bietjie kan help. Ignatius se eie lewe het hy eintlik sy eie pad in sy reis met God opgeskryf. En dit het op die ou einde 'n klompie praktyke, gebedsmeditasies en gewoontes geword, wat tot aan die einde van sy lewe hy mee besig was en wat die Rooms-Katolieke Kerk baie laat eers goedgekeur het om deur die kerk gebruik te word. En soos Koenie gesê het, word dit vandag wêreldwyd gebruik. Dit is my baie interessant, so 'n interessantheid. Russell Pollitt is die direkteur van die Jesuïte in Johannesburg, en hy bel my so rukkie terug, hy het my studies gelees en hy sê hy wil baie graag met my gesels, want op die oomblik is daar meer NG Kerk mense wat die Jesuïtiese sentrum in Johannesburg kontak om die exercises te kom doen, as wat daar Rooms-Katolieke is. En hy sien 'n baie sterk patroon op die oomblik in ons kerk. En hy is eintlik bekommerd wat gebeur in sy eie kerk rondom dit. En een van die goed wat ook geskryf word daaroor is dat een van die redes, dink ek, hoekom die gebruik van die oefeninge vir ons vir protestante so positief is omdat dit absoluut gebruik maak van die Bybel. En ek dink dit help ons, dit gee vir jou 'n stuk sekuriteit binne ons eie tradisie, dat die Bybel is vir ons belangrik, en alles word, meestes van die praktyke, kom direk vanuit die besig wees met God se woord, en spesifiek die Nuwe Testament. So, ek dink dit is hoekom mens veilig voel in 'n sekere mate ook daarmee, maar ek dink die eintlike ding van mense wat daarna toe beweeg is, juis hierdie verlange wat in ons is, na meer as net kognitiewe oordrag, maar regtige geïntegreerde omgang met die Here. So die spiritual exercises het ek nou verlede week vinnig ook net genoem, spiritualiteitsoefeninge, is 'n oefeninge wat hy op verskillende maniere sê mens kan doen. Een van die maniere hoe hy sê mens kan doen, hy sê jy kan vir omtrent 30 dae in isolasie gaan, op 'n retreat sentrum, na 'n retreat plek toe gaan, waar jy vir 30 dae lank deur die proses doen. Jy het 'n begeleier wat elke dag vir jou volgende oefeninge gee, gebedspraktyke en skrifgedeeltes, en jy kom elke dag terug, sien die persoon, vertel wat met jou gebeur het, wat jy gelees het, hoe dit jou raak, hoe dit in jou kom sit, en dan gee die persoon vir jou volgende oefeninge vir die volgende dag. Ek was bevoorreg om dit te doen in St. Bynous in Wallis, by so 'n sentrum. So, op die einde was dit 36 dae, so 3 dae voorbereiding, dan gaan jy vir die 30 dae in die proses, absolute stilte, net jy en jou begeleier een keer op 'n dag, en dit was nogal vir my snaaks, toe ons aan die einde kom, toe kry jy nog 3 dae, en ek onthou, ek het vir myself neergeskryf, hoe reflekteer jy op 30 dae van stilte? Jy kry nog 3 dae se stilte. Dis letterlik wat gebeur het, nog 3 dae. So dis die een manier, jy kan dit absoluut in so 'n vorm gaan doen, waar jy vir 30 dae met die exercises gaan sit. Min mense kan dit so doen, so is een van die mooi goed van Ignatius se goed. Hy het die hele tyd gesê, wanneer 'n begeleier dit met iemand doen, pas dit aan sodat dit vir die persoon moontlik is om dit te doen. Pas dit aan by die persoon se persoonlikheid en alles daarmee saam. So ons het al meer begin, en reg oor die wêreld word dit nou gebruik om mense vir 3 10-dag retreats te doen. Dis hoe ek het met my studies ook gedoen het. Mens kan hom vir 10 dae so min of meer jouself al bietjie wegkry. So ek het dit gedoen met 'n groep predikante, 10 dae in April, 10 dae in Oktober, 10 dae in April, so min of meer in 'n jaar se tyd. So dis 'n een ander formaat, maar dan is daar ook wat hy praat van oefeninge in daily living. Jy kan ook iemand kan kom en sê, "Sjoe, ek wil dit doen." Jy kry jou begeleier, en dan doen jy dit deur daagliks met die teks besig, met die oefeninge besig te wees, en weekliks jou begeleier net te gaan sien, wat vir jou die volgende week se goed gee, en dan vat dit jou so ongeveer 9 maande. So dit is nogal, baie mense begin ook al meer om dit so te doen. So dis die 3 formate wat mense dit eintlik kan doen. Wat is dit? Ek besef as ek oor die goed praat, mag dit dalk so hier en daar nog bietjie moeilik wees. Kom ek sê gou, die boek van die spiritual exercises wat Ignatius geskryf het, is nie 'n boek om te lees nie. So ek wil dit nou al vir julle sê. Moenie gaan Google en dink ek gaan hierdie boek lees nie. Dis nie 'n boek om te lees nie.
Die boek is geskryf om die persoon wat die ander persoon begelei te help. So as ek vir Koenie sou begelei deur die spiritualiteitsoefeninge, het ek die boek, hy het nie eers die boek nie, ek het die boek. En al wat ek doen is, ek gee vir hom elke dag wat hy moet gaan doen. Hy kom terug en hy praat met my, so moenie die boek gaan probeer lees nie, daar's ander boeke oor dit wat jy kan lees, maar moenie dink as jy die boek gaan lees, jy gaan dit interessant vind nie. Dit is eintlik baie onverstaanbaar, want dit is nog daar is bietjie meer kontemporêre vertalings, maar dit is 'n moeilike vertaling, so kom ek wys julle sommer gou, gaan julle hom kan lees, dan sê hy. Ignatius skryf self, bietjie meer onlangs die Engels dalk, maar selfs hier gaan jy dit sien. Hy sê, spiritual exercises are meant every way of examining one's conscience, of meditating, of contemplating, of praying vocally and mentally, and of performing other spiritual actions. For as strolling, walking and running are bodily exercises, so every way of preparing and disposing the soul to rid itself of all the disordered tendencies, and after it is rid, to seek and find the divine will as to the management of one's life, for the salvation of the soul is called the spiritual exercises. Laat 1400s is dit hoe hy dit beskryf het op 'n manier wat dit is. Eenvoudig sou ek sê, dis 'n klompie gebedsoefeninge, meditasies, teksgedeeltes wat mens help om goed in jouself te ontdek sodat jy vryer kan word van al die goed waaraan ons so vashou in die lewe, sodat ons God se wil meer gehoorsaam kan volg. So min of meer eenvoudig gestel. Bietjie meer moderne mense het hieroor geskryf. Jane Ruffing sê, it's a sequence of meditations focused on the central mysteries of Christian faith and the ministry and teaching of Jesus, which would evoke memory, imagination, desire and reflection, and dispose the persons to God's action. Begin hy al so bietjie makliker dalk klink in ons taal, en dan skryf Fleming, ook 'n Jesuitiese skrywer, hy sê, the phrase spiritual exercises takes in all the formal ways we have of making contact with God, such as meditations, contemplation, vocal prayer, devotions, examination of conscience, and so on. So ietsie van wat hy sê. Heel in die begin van die exercises, daar 'n eerste oefening, wat Ignatius sê, wat eintlik ontsettend baie van die geheel van sy teologie op 'n manier, dink ek, ook op die tafel sit. En skryf hy, a step or two in front of the place where I am to contemplate or meditate, I will stand for the length of the Our Father, raising my mind above and considering how God our Lord is looking at me, etc., and make an act of reverence or humility. So hy daaroor skryf in die boek. Nou wil ek gou vir julle iets hieroor sê. So hy sê, elke keer as jy, in al sy oefeninge, is dit die eerste ding wat hy sê, voor jy gaan stil word met teksgedeelte, voor jy gaan bid, of wanneer jy gaan bid, is hierdie een klein oefeningkie. Dit lyk sommer so as jy na die goed kyk, so is daai amper fynskrif voor jy begin. Sê hy, as jy gaan stil word stil, raak bewus van God wat by jou teenwoordig is. En beleef, hoe kyk God? Die God wat jy ken en aanbid, hoe kyk hy na jou? Hoe voel hy as hy na jou kyk? Hoe voel dit vir jou as jy na God kyk? En vir die lengte wat 'n mens Onse Vader gebed sal bid, sit net vir 'n oomblik by daai ervaring. Jy kyk wie God is en God kyk na jou. Dis die eerste iets wat hy in al sy gebedspraktyke sê. En in die oefening lê daar vir my 3 goed, en dis alwaaroor ek eintlik wil hê ons vanaand, ons gaan die oefening doen, ons gaan 'n bietjie oor praat. Dit gaan oor iets wat ek dink hy op die tafel sit, wat gaan oor die werklike teenwoordigheid van God by ons. Ek kon net vanaand so mooi, het my so geraak toe jy begin bid. En die vraag is, hoe ernstig is ek, dat wanneer ek stil word, dat ek glo God is lewend nou teenwoordig. Dit is die een iets wat ons vanaand oor gaan praat. Die tweede wat ek dink in dit opgeneem word is, ons verstaan van God, ons godsbeeld.
So ek wil hê ons moet vanaand so 'n bietjie dink oor ons godsbeelde wat ons het, ons verstaan van God. En dan die derde een ook, wat is gebed vir ons? Hoe verstaan ons gebed? Wat is gebed? So dis die 3 goed waarby ek vanaand so 'n bietjie wil hê ons moet gaan stil staan, 'n aanleiding net van hierdie oefening. Ekskuus, ek het dit nie op nie. Die teenwoordigheid van God, ons godsbeeld en ons verstaan van gebed. Is dit reg so? Julle is okay waar ons is. Goed. So ek wil begin tog vanaand om vir julle te vra, kom ons word stil en ek gaan julle begelei daardeur. Ek weet dit is baie moeilik. Ek het nou ook met iemand gepraat wat praat oor julle Bybelstudiegroepe. Dit is vir my niks so moeilik om saam met mense stil te word nie. Ek kan dit op my eie doen. Maar ek dink ek is bietjie aandag afleibaar. So as ek saam met mense is dit verskriklik moeilik. So ek is heeltemal bewus van hoe moeilik dit is om saam met mense veral in stilte te gaan. Maar ek wil jou tog bietjie aanmoedig, gee jouself vir die oomblik om saam ek gaan ons begelei, ons gaan stil word, ons gaan met die Here praat, ons gaan saam met die Here wees, saam met mekaar, saam met die Here wees. En dan gaan ek laat ons 'n bietjie reflekteer daaroor. Is dit reg met julle? So kom ons kan ek maar 'n stoel gou hierso gryp. Ek nou hier staan. Kom ons maak ons oë toe en ek wil jou nooi om sommer net gemaklik daar waar jy is te sit. En so moeilik as wat dit is om dalk nou na binne te keer, wil ek jou tog nooi, miskien help dit jou om so 'n bietjie 'n paar keer lekker diep asem te haal en lekker uit te blaas. En net te fokus op jou asemhaling vir so 'n klein rukkie. As jy inasem, dink spesifiek daaroor dat God in jou tuis is. Dat hy deur sy gees in jou woon. Wie is God vir jou nou? By jou. Dalk is daar 'n woord of 'n prentjie of 'n beeld wat na jou toe kom. En as God in sy liefde vanaand na jou kyk, hoe kyk God na jou? By wyse van spreke, wat is die uitdrukking in sy oë? Hoe voel hy as hy na jou kyk? En ek wil jou nooi om vir 'n oomblik net te rus in hierdie liefdevolle blik van God. Jy wat na God kyk en God wat na jou kyk.
het so ruk terug by een van ons boekbesprekings sommer net ons opening so gedoen en toe daar 'n ouerige man op vir my gesê, nee, hy weet nie hoe kyk God na hom nie. Hoe moet hy weet hoe kyk God na hom? Ek wonder sommer wat dit as daar van julle is wat lus is om nie te sien. Was dit vir jou moeilik? Was dit vir jou maklik? Wat gebeur as mens met so 'n moment het en daaroor wonder? Is daar van julle wat dalk gou wil reageer? Dan kan ek vir jou help. Nou kan my baadjie uittrek, maar nou is nie. Nou is ek vas. Dis vir ons gewoonlik moeilik, want ons is dan nou 'n regte of 'n verkeerde antwoord, dit daar is nie, hoor. As begin net een, ja, asseblief daar agter. Goed. So dit is een van die moontlikhede as mens kan stil word en God kyk na my dat mens half hierdie gevoel mag hê. Hy kyk dalk met oordeel na my. Goed, so dis die eerste ervaring wat jy oor gewonder het of beleef het van hoe as hy na my kyk, is dit al ooit wat opkom by jou. Goed. Ons gaan lekker daarmee werk. Goed. Goed. Waar's jy? Okay. Ekskuus. Net gou hierso. Hy hardloop nou hier rond. Daar's hy. Dankie. Goed. Okay. Hier hoor ons twee opmerkings van ervarings, gedagtes wat het jou na toe geneem het. Nog iemand? Ja, asseblief. Met sagte oë. Goed. Beleef het. Reg. Okay. Dankie. Ons gaan dit so 'n bietjie uitpak. Vanaand ek het twee artikels wat ek vanaand vir julle gaan gee, so ek gaan vir julle baie lekker leeswerk gee. Die een so bietjie moeiliker, die een baie lekker maklik en die ene baie eenvoudige praktiese iets wat jy die week gaan oefen. So daar gaan genoeg leeswerk vir julle wees vir die wat wil en die wat nie wil nie, hoef ook nie. Een van die stories wat ek dan vertel is 'n storie van Anthony de Mello wat vertel van dis is 'n gewone storieetjie wat hy vertel hoe hy op 'n stadium 'n man besoek wat sterwend is. En terwyl hy by die man kuier, sê die man vir hom, hy moet asseblief Anthony moet asseblief vir hom 'n stoel langs sy bed kom neersit. Want as hy daar lê, help dit hom om die stoel te sien, want dan kan hy homself inleef en eintlik verbeel dat Jesus hier langs hom sit. En dit help hom terwyl hy in sy bed lê om te bid. Want die stoel is dit net vir hom moeiliker. Ons is so gemaak, ons het verbeelding, dis 'n gawe van God, ons verbeelding. Dit help hom om te bid. So Anthony sê hy het die stoel daar neergesit en toe 'n paar dae later toe bel die man se dogter en sê haar pa is oorlede, begin begrafnisreëlings tref
En hy vra haar 'n bietjie uit en sy sê, ja, hulle het baie vrede oor hom. Daar's 2 gewaarwordinge toe sy by haar pa gekom het, hulle haar gebel het wat by haar bly. Die een is sommer net die vrede en die kalmte op sy gesig. Sy voel hy het in vrede gesterf. Maar die tweede ding wat vir haar baie interessant was, hy het met sy kop van die bed afgelê op die stoel wat langs hom gelê het. En dan sê Anthony daaroor, hy wonder hoe dit ons kan help soms om 'n prentjie te sien in ons eie interaksie en om dan in egtheid met God om te gaan. So ek wil 'n paar punte neersit vanaand. En die eerste wat ek dink saam met hierdie gebedsvorm kom is dat ons altyd is in God se teenwoordigheid. Ons weet dit mos nou. Ons is nou pad weer na Pinkster toe. En die belofte wat Jesus vir ons gee is, as hy sê, ek sal na die Vader toe gaan, ek gaan die Vader vra en hy sal vir julle 'n ander voorspraak stuur om vir ewig by julle te wees, naamlik die Gees van die waarheid. Ek gaan 'n ander voorspraak gee, ek gaan weg, ek gaan na my Vader toe, maar ek gaan by julle wees. Die Gees gaan by julle wees, altyd. So onderliggend aan hierdie vorm van gebed lê hierdie teologiese werklikheid. En nou is die vraag wat ek dink die gebed ons mee bietjie wil konfronteer is om te sê, is hierdie werklikheid 'n waarheid en hierdie waarheid bloot 'n teoretiese waarheid? Of is dit 'n praktiese waarheid? Is dit iets vaagwegs dat God sê, ek gaan vir ewig by julle wees, ek gaan by julle wees, om my Gees gee om in julle te wees? Al die beloftes wat ons uit die woord kry, ek is by julle. En dan die volgende iets wat in God se woord so mooi na ons toe kom, as hy teenwoordig is, dan sien hy ons raak. Julle moet bietjie, as jy nou wil gaan Google bietjie hoeveel keer staan daar in die Bybel dat God ons raak sien. Een van die teksgedeeltes, en ek dink dis wat hierdie gebedsoefening ons mee wil inhelp, is om stil te word en nog voor ek met die Here begin praat, net in hierdie moment te wees en die werklikheid te ontvang dat die lewende God teenwoordig is en dat hy my raak sien. Julle ken waarskynlik die verhaal baie goed in Genesis 16 van Hagar, Abraham, Sara en Hagar, slavin wat swanger word, sy vlug op 'n stadium, gaan weg, woestyn in, sy is verstoot deur Abraham, deur Sara, en dan kom sy op hierdie punt in Genesis 16 vers 13, en as sy die ontdekking het, dan sê sy, U is 'n God wat my sien, U is 'n God wat my sien, hier het ek hom gesien, wat my gesien het. Dit is vir my een van die mooiste teksgedeeltes in die Bybel. Daar in die woestyn was sy wegvlug, absolute alleenheid, en die ontdekking. God sien my, ek sien God. Ons lees op ander gedeeltes, sommer net om iets van dit vanaand vir ons mee te help, in Exodus 2, lees ons die jare het verbygegaan en die koning van Egipte het te sterwe gekom, maar die Israeliete het nog steeds gesig en gekreun onder die swaar werk, hulle geroep om hulp, het tot God opgegaan. God het hulle gekerm gehoor en aan sy verbond met Abraham, Isak en Jakob gedink. Hy het die nood van die Israeliete gesien en het ter harte geneem. En dan weet ons wat gebeur rondom die Exodus verhaal. Hy het gehoor en gesien. God sien. Psalm 139, ek dink baie van julle ken hom dalk al uit julle kop uit. Here, U sien dwars deur my. Ek ken my, of ek sit en of ek opstaan, U weet dit. U is met al my baie goed bekend. Daar is nog nie 'n woord op my tong nie, of U weet dit. Here, U sien dwars deur my. So, die refrein eintlik deur die woord van 'n teenwoordige God
wat ons raak sien. Lukas 7, in die Nuwe Testament teks wat vir my mooi is, die opwekking van die weduwee se seun by Nain, daar staan, toe die Here haar sien, het haar innig jammer gekry en vir haar gesê, moenie huil nie. Dit is vir my so mooi nou, in die opstandingstyd, wat mens die opstandingsverhale ook lees, Paastyd, om te ontdek daar hoe Jesus elke keer gesien het. Hy kom by die opstanding en hy sien vir Maria in die tuin en sy huil. En sy reaksie op haar trane, hoe hy reageer omdat hy dit sien. Sag noem hy op haar naam Maria. As hy vir die ongelowige ou Thomas, mense nou dink, daar moet hy dan so 'n bietjie ruk en pluk. En wat kom hy? Hy verskyn aan hulle, hy sê vir hulle vrede vir julle. Thomas niemand het nog eers vir Jesus gesê, ou Thomas wil eers sien nie. Wat doen hy? Hy sien, Jesus sien. Hy sê vir Thomas, bring jou hand hier, kom steek dit in my sy. Dit is so mooi, ek weet nie of jy daaroor geskryf het, iemand het 'n woord in die lig daaroor geskryf wat sê, Thomas kom nie tot geloof omdat hy sien nie, hy kom tot geloof omdat hy ontdek het, Jesus het hom gesien. Dis wat hom tot geloof bring, hy is geraak gesien, en dis wat hom daar tot die belydenis bring, my Here en my God. Ag, so kan ons aangaan, gaan kyk 'n bietjie, gaan speel bietjie so, met die verhale, en kyk net bietjie uit daai hoek daarna, dit is vir my so mooi. So as Ignatius daai tyd vir ons sê, as jy met die Here wil praat, as jy wil stil word, waar jy ook al is, omdat jy skuldig voel, omdat jy ver van hom af is, omdat jy baie naby aan hom is, omdat jy afhanklik is, omdat jy in 'n krisis is, omdat jy sommer net moeg is, voor jy met die Here begin praat, raak bewus van die lewende teenwoordigheid van die Here. Wie is God wat nou by jou is? Sien God en laat God toe om jou te sien. Laat hy na jou kyk. En wat gebeur daar? En dis die vraag vir my vanaand, wat ek hoop, as jy net daarmee huis toe gaan, as dit ook goed. Is die werklike teenwoordigheid van God, en dat hy ons raak sien, is dit 'n teoretiese werklikheid? Of is dit 'n praktiese werklikheid in my lewe? Het is interessant hoe ek nou vandag met dit besig is. Dit het nou al 'n deel van my eie gebedslewe geword. Soos ek stil word, dis wat ek heel eerste doen. Vandag is ek nou baie bewus daarvan, baie gelees die week. Interessant in hierdie laaste paar dae, hoeveel keer ek deur die dag, as ek sommer so stap, ek hieroor dink. En hoeveel anderster dit my die week in situasies laat voel. Dat was net so simpel goed wat die week, moeilike goed wat gebeur het. Stap ek so al weg, en ek so amper voel hoe emosie by my opkom, amper of 'n bietjie tranerig voel oor dit. Een situasie met my seun gehad. En in daai oomblik wat ek amper wil, dan dink ek, hoe kyk God nou na my? 'n God van liefde. Dan is dit asof ek so eintlik bietjie voel of hy my vashou. Dis okay. Dis okay. Ek glo dit. Dit laat my anders wegstap, dit laat my anders opdaag in die volgende ruimte. Ek noem dit. As 'n artikel wat ek vanaand vir julle gaan gee, van Rob Marsh, waar hy hierdie oefening baie mooi verduidelik. Die artikel se naam is Looking at God, Looking at Me. Julle kan dit gaan lees. Maar in die artikel vertel hy, en dalk is hier van julle wat rondom ontwikkelingssielkunde meer van weet, of mee gewerk het, as jy in skool of so is, skool gehou het, kinders op die ouderdom, tot so op die ouderdom van 3-4, het nog nie die vermoë ontwikkel om te besef dat dit wat hulle dink en voel en beleef oor iets, en dit wat iemand anders dink en voel en beleef oor daai situasie verskil nie. 'n Kind, hulle dink, dis hoekom kinders tantrums gooi. En verstaan hoekom jy nou nie reageer soos wat hy wil hê hulle moet reageer nie, want hulle daai ontwikkeling het nog nie plaasgevind nie. Dan hier na 3-4 jarige ouderdom begin daai vermoë van 'n kind ontwikkel om te besef, mamma dink anderster hieroor as wat ek hieroor dink, of voel anderster, of maatjies voel en dink anderster. Maar tot daar het nog nie ontwikkel nie. En kinders wat autisties is, dis een van die goed wat nie by hulle ontwikkel nie. Dus of minder ontwikkeld is. Sodat kinders met autisme makliker daai tantrums wil ek amper gooi, want hulle verstaan dit nie. Dis waar die grense vir hulle, hoekom seker grense so belangrik is vir autistiese kinders. So dis een van die goed waarna hy verwys, en in die sielkunde praat hulle van mind blindness.
kinders met autisme en klein kindertjies is nog mind blind. Hulle moet eers ontwikkel rondom dit. Dan skryf Rob Marsh hieroor. Hy sê hy dink ons is mind blind oor God. Hy sê ons dink God sien en weet net dit wat ons sien en dink en weet. Dink 'n bietjie oor ons gesprekke met God en hoe ons met God werk. So ons stop basies nooit om hom te vra, maar hoe dink hy nie? Hoe voel hy? En ons sê vir hom wat ons dink en voel en hoe ons dink hy moet dink en voel om ons gebede af te beantwoord. Ons gebedslewe lyk dikwels in 'n groot mate so. So ons gebruik dikwels ook in ons verhouding met God bloot as 'n projeksie van ons verstaan. Van ons verstaan van God en hoe dinge moet wees. Ek kan so 'n bietjie daaroor gaan dink. Die artikel maak dit baie duidelik. Julle kan dit baie lekker rustig gaan lees. Ignatius se uitnodiging is dat ons die teenwoordigheid van God moet ernstig neem en dat ons moet oop wees om te hoor en te beleef en te sien hoe dat God dalk anders sien. Dat ek dalk skuldig voel, maar dat hy dalk baie simpatie met my het. Dat ek dalk kwaad is en sekere verwagting het nou omdat ek kwaad is gaan hy so reageer. Dalk reageer hy, dalk is daar iets anders wat God wil. As God lewend raak sien en teenwoordig is, kan dit dalk anders lyk. Is ek oop daarvoor? Is eintlik waarmee ek dink hy ons op 'n baie mooi manier wil help. En dit bring my dink ek by 'n punt wat ontsettend belangrik is en daaroor kan 'n mens se hele aand waarskynlik besig bly en dit is godsbeelde. Ek sou 'n oefening vanaand kon doen om vir julle te vra en ek dink dit sou eintlik goed gewerk het. Is om te sê as jy jou eie lewe, verlede week het gesê deel jou lewe so 'n bietjie op in verskillende fases oor hoe jou lewe gegroei het, hoe groei plaasgevind het. As jy vanaand 'n bladsy sou vat soos hierdie en hom in 4 dele moes opdeel. En jy sou jou lewe in 4 hoofstukke half opdeel en sê wat was my prominente godsbeeld in 'n sekere tyd van my lewe? Julle kan dit die week gaan doen. Wat was jou prominente godsbeeld in jou kinderjare? Wat was jou prominente godsbeeld in jou jong volwasse jare en jou middeljare en waar jy nou is? Gaan dink 'n bietjie daaroor. As ek dit vir myself so vinnig net sommer moet doen, dan weet ek onmiddellik ek gaan dink aan my kinderjare, dink ek het 'n prentjie bietjie gehad van God wat soos my oupa moet wees. Ek het baie lief vir my oupa, ons het 'n goeie verhouding gehad, alles saam gedoen. En ek dink tog in my opgroeijare het ek so 'n bietjie gedink God is so. Oupa kon alles doen. Hy het alle probleme opgelos. Selfs as my pa en my ma kwaad was vir my, dan het hy my kom haal en dan ek en hy ander goed gaan doen. En soos ek ouer geword het, dink ek hier in my tiener-studentejare en so, waar het is deel van ontwikkeling, mense vriende vir jou groot rol speel, dink ek het ek iets begin verstaan van, as Jesus sê dat hy vir ons 'n vriend wil wees, dat God 'n vriendskapsverhouding ook met ons. So God het al meer vir my soos 'n vriend geword met wie ek oor goed kon praat en kon deel op ander maniere. En ek weet definitief 'n groot skuif in my verstaan van God het gekom toe ek my eerste kind gekry het. En ek skielik besef het, as ek die emosies beleef as ma teenoor my kind, dan moet ek iets verstaan. Dan moet God iets verstaan van ma wees. So skielik het ek begin raak lees dat daarom sulke beelde ook in die Bybel is van God wat ma wees verstaan. God as 'n moeder, God as 'n ouer. Die beeld van God as 'n ouer het baie sterk my gehelp in my verhouding met God. En as ek dink waar ek nou is, dan weet ek nie of ek dit so sal personifiseer amper tot so iets nie, maar ek voel nogal iets van gedra word. Dink as ek nou moet sê, dan voel dit asof ek hande sal wil, as ek 'n prentjie moet teken, gaan hande wees, dat ek gedra word. Ek weet nie hoe lyk, het gaan by almal van ons verskil, want ons stories verskil, ons ervarings verskil, en ons lewenservarings en stories help ons om iets van God te verstaan. God is meer as dit, maar dit help ons om iets daarvan te verstaan. Ons praat van katafatiese en apafatiese spiritualiteit, ons hou nie daarmee nou veel nie, maar katafaties sê juist, ons kan alleen verstaan uit ons eie ervarings, dis wat ons help.
God is meer as dit, maar dit is amper ons vertrekpunt, ons eie ervarings om iets van God te verstaan. Nou Ignatius skryf hieroor en dan sê hy, een van die grootste goed wat 'n invloed op ons verhouding met God het, is ons beeld van God. As ons 'n skewe verstaan en Gods beeld het, is dit baie moeilik om te bid. Dit gaan ons gebede beïnvloed, dit gaan ons verhouding met God beïnvloed. So, my verstaan van God is een van die grootste struikelblokke, skryf iemand anderste, in ons verhouding met God. En daarom is dit so belangrik om gereeld vir myself te vra, help my verstaan van God op hierdie stadium en die beeld wat ek van God het, help dit my in my verhouding met God. En die tweede ding is, moet ons weet, Gods beeld, ons verstaan van God moet altyd verander en groei. As God altyd vir ons net dieselfde is, staties bly, dan is dit gevaarlik. Dit moet verander. Ons hou nie daarvan nie. In my eie lewe besef ek elke keer wanneer my godsbeeld amper wil ek sê geshatter word, is dit maar bietjie saam met moeiliker goed. Mens hou nie daarvan nie, ons wil keer, baie gesprekke en dialoog vandag in die kerk ook. Al hierdie bekleierery in die kerk oor goed, gaan dikwels oor godsbeeld. En ons wil nie in die goed skuif nie, want my verstaan van God is die regte verstaan van God. In die oomblik as daai godsbeeld moet verander, dan voel dit vir my of ek God bevraagteken. So ons wil nie ons godsbeeld bevraagteken nie, maar dan voel dit vir ons bevraagteken God. Dis nie wat dit is nie. Ons bevraagteken nie vir God nie, ons bevraagteken alleen ons verstaan van God op hierdie stadium. Dis wat ek moet bevraagteken. Ek bevraagteken my verstaan van God, ek bevraagteken nie God nie. Ek bevraagteken en ek wil groei en ek is afhanklik dat die Here weer vir my moet nuut wys wie is God. Ek het dit verstaan op die manier, ek verstaan dit nie nou nie. Dit pas nie nou in, soos wat dit tot hier toe gewerk het. En dit is hoe ek sê, dit val dikwels saam met krisisse. Ek onthou, een aand het ek daar by julle in die huis gekom, en as 'n student, toe was daar 'n kunsuitstalling by ons in die kerk. En daar was vir my goed wat verskriklik lelik was. Ek het gedink, dis godslasterlik, dat sulke goed in 'n kerk kon verskyn het. Onthou ek dan die leier, ek was by jou kom kuier, en hy was nie daar nie. Ek weet nie of ek antwoorde gehad het nie, maar ek weet ek was ontsteld. As ek vandag daaroor terugkring, dan lag ek so bietjie. Hoe kon ek so ontstel daaroor gewees het? Dit is nie mooi kuns nie, maar is kuns wat 'n boodskap gedra het vir mense wat daai tyd deur moeilike goed gegaan het. Vir my was dit godslasterlik. Vandag weet ek gaan anders daarna kyk, maar my prentjie van God op daai stadium was 'n bepaalde prentjie. Kyk, ek dink ek maak daai punt. Ek het dit verlede week ook genoem, dink ek. Ons sit dikwels, en dis die probleem, ons sit dikwels, en dis waar dit baie prakties raak, ons sit dikwels met 'n baie bepaalde teoretiese godsbeeld, wat ons het, maar dan is ons operasionele godsbeeld anderster. As ek 'n streep nou kon trek, sou ek sê, ek dink ons werk met 'n teoretiese godsbeeld, wat so af is, en dan ontdek ons iewerster, maar ons het 'n operasionele, ons praktiese godsbeeld, hy loop so af. En tussen my teoretiese godsbeeld en my operasionele godsbeeld is eintlik 'n gaping, is 'n verskil. Ek dink ek het verlede week gesê, ek glo God is die skepper van hemel en aarde, hierdie beautiful skepping hier buite is syne, maar as ek gaan leef, dan mors ek maar bietjie met die skepping. Daar's nie in my huise asblikke wat vir verskillende goed ruimte maak byvoorbeeld. Want ek sê dis God se skepping, maar ek gaan nie om daarmee nie. Ek sê God is liefde en genade en vergifnis, en hy kan alle ander mense vergewe en lief hê, maar daai ding wat ek gedoen het, kan hy nie vergewe nie. Dis so eenvoudig prakties soos wat die goeters dink ek 'n bietjie uitspeel. Nou, in die boekie The God of Surprises skryf Gerald Hughes, dink jy dis hier nie. Nee, ek het hom nie saamgebring nie. Skryf hy, dan skep hy 'n karikatuur van God wat hy noem Good Uncle George. Goeie ou oom George, en met die karikatuur wil hy wys hoe ons verstaan en ons beeld van God van kleintyd af ons verhouding met God en met gebed beïnvloed. En met die karikatuur wys hy eintlik hierdie amper sê hierdie geestelike skizofrenie, hierdie gaping wat daar dikwels by ons bestaan. En sy bedoeling is om te wys dat
op die versteekte beeld van God wat ons dikwels met ons saamdra, waarin ons verkondig dat God 'n God van liefde is aan die een kant, maar terselfdertyd leef ons so 'n bietjie met 'n vrees dat hy ons gaan straf. Nou hoor gou die karikatuur wat hy skep. Hy skryf: God was 'n familielid vir wie pa en ma groot bewondering gehad het en vir wie hulle beskryf het as 'n hegte familievriend. Iemand met gesag wat in ons belangstel. Dis die prentjie wat mee groot geword het. Uiteindelik word ons vir 'n besoek aan goeie oom George gevat. Hy bly in 'n indrukwekkende kasteel van 'n huis, het 'n groot baard, daar's iets grofs en dreigends omtrent hom, sodat ons nie ons ouers se matelose verwondering vir hierdie wonderlike familievriend kan deel nie. Aan die einde van die besoek draai oom George hom om na ons en hy sê met 'n streng gesig: luister nou mooi, kinders, ek wil julle een keer elke week hier sien. Elke week moet julle kom. As julle versuim om te kom kyk wat gaan ek met julle gebeur. Hy lei hulle af na die kelderverdieping van sy eislike huis en na mate ons afdaal, word dit warmer en warmer en begin ons 'n onaardse geskree hoor. In die kelder is daar staaldeure, oom George sluit een oop. Kyk wat sien julle daar binne, sê hy. 'n Nagmerrie gesig. Klomp brandende oonde met klein duiweltjies wat tussen die rondskarrel en die mans, vrouens en kinders daar instoot wat oom George nie besoek het nie, of op 'n manier opgetree het wat hom nou nie aangestaan het nie. Onthou, as julle my nie besoek nie, is dit verseker waar julle gaan eindig, herhaal oom George die dreigement. Hy vat ons daarna weer boontoe, papa en mamma toe, en terwyl ons huis toe stap met ons hande styf vasgeklou aan ma aan die een kant, pa aan die ander kant, leun ma oor en sê: en nou kinders, het julle nie vir oom George lief met julle hele hart en met julle hele siel en met julle hele verstand, al julle krag nie? En hoewel ons die monster wat ons sopas gesien het verafskie, antwoord ons maar ja op die vraag, want om enigiets anders te laat blyk, sal wees om by daai tou wat in die oond gegooi af te gaan. Op 'n baie jong ouderdom dus, het geestelike skizofrenie ingetree. Vertel ons vir oom George hoe lief ons vir hom is, hoe goed hy is, dat ons net wil doen wat hy van ons vra. Want ons merk op dat dit is wat vir ons voorgesê word. Niemand durf om hieroor te veel vrae te vra nie. Dit is net 'n karikatuur wat geskets word. Ek wonder hoe diep dit in ons almal sit, onderliggend. Hoeveel van ons het nie groot geword met die sinnetjie: onthou, God sien wat ons doen. Ek het dit ook nou gesê. God sien wat ons doen. Maar wat sit agter daai God sien wat ons doen? Dat hy en hoe dit ons verhouding kom beïnvloed nie. So die vraag wat ek dink so belangrik is om die hele tyd vir myself te vra, in watter mate help my verstaan van God op hierdie stadium vir my om naak eerlik met God te wees, te praat, te kommunikeer en in sy liefde te gaan sit. Belangrik dink ek in ons godsbeeld, ek gaan nog hier een ding oor godsbeeld sê, maar gaan ek eers aangaan na die volgende punt toe, is ons praat van transcendente en die immanente kant van God. Ons praat van die transcendente kant van God, dan sê ons, God is mos altyd meer as wat ons kan beskryf en kan verstaan. Ons gaan ons God nooit ten volle kan verstaan nie. God is altyd meer. So sê, as ons in die Ou Testament kyk en ons praat van die Jahwe, dan sit eintlik die onuitspreeklike God. So daar is hierdie een kant wat ons altyd in ons verstaan en in ons beeld van God moet hê, is dat God is God. Ek is wat ek is. Baie meer as wat ek en jy in taal of in preke of in teologie ooit gaan kan vasvat. Aan die ander kant sê ons ook, maar God is ook 'n immanente God. God het in Christus in hierdie wêreld ingebreek, deurgebreek. Ons kan ook God ken. God het ook naby gekom. God het ook persoonlik gekom. En dit lyk vir my dis die twee goed wat ons altyd moet kan vashou. Die transcendente en die immanente kant in ons verstaan van God. As ek 'n godsbeeld het wat alleenlik transcendent is, gaan God altyd vir my ver af en onpersoonlik bly en gaan verhouding moeilik wees. Gaan verhouding op 'n sekere manier lyk en bepaal word. God is daar, ver. Mens hoor, julle weet, as mens met mense praat, mens hoor waar iemand se beeld en verstaan van God dit is. So as jy net 'n transcendente Godbeeld het, dink ek,
het dit 'n geweldige invloed op jou verhouding met God. As jy net met 'n immanente godsbeeld sit, dan kom ons op daai plek waar mense ook soms hoor, dan kan ek eintlik, ja, God raak dan nou soms so half my buddy, en ek kan hom eintlik manipuleer, ek kan eintlik vir hom sê wat hy moet doen. Mense hoor dit ook so bietjie, so hoor dit baie keer in baie charismatiese kerke, en so, hierdie verstaan eintlik van, dis nou my God en my Jesus, en dan sit ek hou alles vir myself vas. Ek, baie naby, net ek en die Here. Dis ook gevaarlik. Want dan sit eintlik dikwels ook maar net 'n projeksie van myself wat ek neersit. So die belangrik is om te vra, hoe help die Here my? Hoe afhanklik is ek ook van God dat hy my moet help om hierdie twee kante te verstaan? As ek hieroor nadink, dink ek altyd aan die gelykenisse wat Jesus vertel in Lukas 15 van die verlore seun en die verlore muntstuk en die verlore skaap. Die beelde wat hy daar gebruik is baie interessant, en dit voel vir my of hy in daai oomblik iets wil sê van wat Jesus kom sê van wie God is oor hierdie twee goed. Hy sê hy is eers die verlore skaap. Hy gebruik 'n baie bekende beeld vir hulle. 'n Herder. Hulle het presies geweet wat herders doen en wie herders is. So hy wil amper sê dis die persoonlike, die immanente kant. Ek is soos 'n herder. Maar as jy die gelykenis verder lees, dan hoor jy mos nou, hierdie God is nie soos 'n gewone herder nie. Wat 'n gewone herder los 99 skape en gaan agter een aan. So in die gelykenis kom sê God, ek is soos 'n herder, maar ek is baie meer. Ek is persoonlik soos wat julle weet ek is, maar ek is baie meer. Die verlore seun kom hy en hy doen dieselfde. Hulle verstaan wat 'n pa is en wat gebeur as 'n kind weggeloop. En ons ken paas. Maar binne die kultuur van 'n patriargale kultuur kom hierdie gelykenis en Jesus sê ek is soos 'n pa, man, julle weet mos soos 'n pa. Maar die pa wat hy beskryf in Lukas 15 is nie die pa van destyds nie. 'n Pa in daai kultuur doen nie dit nie. Hy hardloop nie agter sy kind aan nie. Hy sou nooit dit gedoen het nie. Dis nie die paas wat hulle geken het destyds nie. En dan met die laaste en die verlore muntstuk. Mens soek natuurlike verlore muntstuk, dis belangrik. Maar om God te vergelyk op daai punt met 'n vrou, dit was vreemd. Arm vrou wat alles sal doen om daai muntstukkie te kry. Maar verskriklik mooi dat Jesus daai gelykenisse vertel om eintlik te sê, ek is soos wat julle dink, ek kom so naby soos 'n herder, soos 'n pa, soos 'n vrou, maar julle, wat dan muntstuk vir my, ek is meer as dit. Ek is nie soos die pa wat julle dink nie. Ek is nie soos die herder wat julle dink nie. Transcendent immanent. So die vraag, dink ek, wat ons vir onsself bietjie vanaand moet vra is, hoe help my verstaan van God my in my leef? As ek stil word en ons nou hierdie gebedsoefening doen en ek vra die vraag, wie is God wat nou by my is? Dan gaan elkeen van ons 'n prentjie anders lyk. Wie is die God wat as ek stil word, ek beleef en sien en ervaar? Help daai prentjie my om toe te laat dat die God van liefde na my kyk? So gereeld moet ek vir myself daai vraag vra, hoe lyk my prentjie van God? Julle hoor die belangrikheid, dink ek, van godsbeelde. Oogits. Ek dink die belangrike net op daai punt, julle dalk nog so vinnig is, Henry Nouwen skryf, ek is baie lief vir Henry Nouwen se werk, ek dink ek het dit vroeg in my lewe sommer net bloot begin lees, omdat ek uit die Vrystaat kom en nie moeilike Engels kon lees nie. Henry Nouwen skryf baie lekker maklik, maar hy het hierdie een verskriklike mooi sin. Hy sê, en ek dink dis vir my wesentlik in verstaan van godsbeeld. As ek stil word, om altyd te onthou, God se verlange na my is baie meer as my verlange na hom. As ek stil word, en ek kan net dit onthou, God se verlange na my is meer as my verlange na hom. God het ons eerste lief gehad, skryf Johannes. As ek kan in gebed intree en stil word en dit my beginpunt maak, wat gebeur met my? Hoe laat dit my voel? Hoe laat dit my opstaan? Genoeg eers gou daarvan, ek wil oorbeweeg gou na die hele ding van wat is gebed dan? Wat is gebed? Hoe werk gebed? Ek weet nie. Ek weet nie of iemand van ons heeltemal weet hoe dit weet nie, hoe dit werk nie. Ek weet wel gebed vir ander mens. Dit weet ek. Maar ek weet nie presies hoe hy werk nie.
Ons kan 'n klomp opmerkings. Ek onthou toe ons klein was, het jy altyd vir die kinders, ons doen dit daar in die kerk by ons ook, jy gee vir hulle daai gebedshand. Ons het aanbidding en ek weet nie, julle onthou, daar is so 5 vingers, elke vinger het 'n aanbidding en lof en danksegging en ek wonder hoeveel van ons word groot dat gebed maar eintlik bietjie dit is. As ons hoër graad gebed doen, dan mag ons kla. Dis die verste, as jy daarom by klag al uitgekom het, dan het jy nou ver gevorder in gebed. Maar gebed, julle dink ek is van die goed wat ek dink is om net te weet dat dit nie 'n meganiese proses is nie. Dat dit nie hoe baie van ons dink dat gebed maar 'n gebedslysie is met 'n klomp goed wat ek moet neersit en wat ek amper half bietjie die Here moet oortuig dat dit belangrike goed is. Asof hy nie weet dat dit belangrike goed is nie, moet ek vir hom half sê dis belangrik. En ek dink dis een van die wonderlike goed wat Ignatius ons mee help in sy oefeninge is om ons te help om te verstaan. Gebed is in die eerste plek verhouding. En in hierdie verhouding is God die een wat die inisiatief neem. Hy is die een wat teenwoordig is. Ek moet teenwoordig soms raak. Hy is teenwoordig. Hy kyk na my. Ek is die een wat soms moet stop en moet ontdek wie God is. So hy skryf en sê gebed begin nie by wat ons sê of dink nie. Dit begin by wie God is. Hoe God dink, hoe God voel, hoe God reageer. Dit gaan oor God se hart. Hy is die aktiewe een. En daarom gaan gebed eintlik in sy wese oor 'n diep rus in die werklikheid van wie God is. En daarom in al sy oefeninge sal hy met hierdie begin, dat dit nie ek is wat begin om my behoeftes of my verlangens net op die tafel te sit nie, maar net by hierdie een punt. Bewus van Here se teenwoordigheid, hierdie God van genade en liefde van die Bybel wat na my kyk. Ek kyk na hom. En vir 'n oomblik sit ek in die daal. Daar's 'n tweede ding wat ek dink, ek het dit nou gesê, C.S. Lewis, op 'n stadium met sy vrou aan kanker baie siek was, julle sou dit dalk gehoor het, baie gebid vir haar, en dan kom een van sy vriende op die dag na hom toe, dan sterf sy, en dan kom een van sy vriende, en dan is dit eintlik 'n gesprek. Sê hy vir hom, "Jy's hoe het dit nou gewerk, jy het so baie gebid." En sy het gesterf en dan het hy hierdie sin wat hy sê, "I don't pray because he changes God. I pray because he changes me." Daaroor sal mens nou 'n hele aand kon praat. In die artikel is daar mooi goed wat ek vir julle daaraan gee. Ek dink die derde ding wat Ignatius moes mee help is om te sê, daar's nie 'n regte of 'n verkeerde manier van gebed nie, daar's net 'n eerlike manier. As ek kwaad is ek kwaad. Ek kan dit vir ander mense probeer wegsteek, maar ek hoef dit nie vir die Here weg te steek nie. As ek daar opdag, hy sien dit. Moet ek sleg voel daaroor as ek kwaad is? As ek hartseer is? Nee. God ken, God verstaan. Gebed is om te kom net soos jy is. Ons is almal verskillend, maar ons gaan verskillend bid. Dis nogal ook, ek dink so belangrik. Nie almal bid nie dieselfde nie. Ons is nie dieselfde, ons is nie dieselfde persoonlikhede nie. Ek is in 'n gesin van 4, 2 kinders vir my man, nie een van ons se persoonlikhede of manier van stil word en gebed lyk dieselfde nie. As my man gaan, is my altyd so mooi, hy moet in die natuur wees, dit werk. Ek dink altyd ek is bietjie aandag afleibaar. As ek al buite sit, is my baie mooi, maar ek sien voeltjies en ek sien gras wat groei en goetertjies en allerlei goed. Ek soek eenvoud. Ek soek 'n muur voor my. Dit help my om na binne te keer. Dit help hom om na binne te keer om in die natuur te kyk. So ons het ook almal verskil. Dit is hoe die Here ons gemaak het. So daar is nie een manier van bid nie. Belangrik is om jou eie manier te vind waar jy daai eerlikheid saam met die Here kan hê. Ek dink die derde een is iets wat ons mense nou baie oor kan praat. Ons kan daaroor nog weer gesels, maar dit vra stilte, afsondering en die gewilligheid om te wag op die Gees. Henry Nouwen skryf baie mooi goed ook oor gebed as om te wag. Maar ek wil so ver om te sê, ek dink die hele ding rondom stilte, ons mense kan nou baie daaroor gesels, maar die ontsettende waarde van stilte. Veral in die wêreld waarin ons leef waar daar nie stilte is nie. En selfs wanneer ons stil word, is ons dan gewoonlik op ons heel besigste.
net U. Dan gaan dit so om regtig, en ek dink dis waar plekke soos retreats waar mens vir 'n paar dae gaan of waar jy tyd afsonder en sê dis al wat ek gaan doen. Waar jy eintlik so 'n bietjie by jou eie verveeldheid kan verbygaan en by jou eie gedagtes kan verbygaan. En dis iets wat mens tog ook kan inoefen. Hoe meer jy stilte oefen, net soos wat jy oefen vir die August, hoe meer jy dit oefen, hoe makliker word dit vir jou. Soms sal jy gaan sit en jy dink ook, ek gaan nou maklik stil word, en dan ontdek jy nie, ek word nie vandag so maklik stil, want hier's ander goedjies. Maar dan bring dit daai goedjies na vore. Ek kan nie vanaand laat ons te veel daaroor sê, maar ek dink dit is nog iets wat ek dink belangrik is, van wat in gebed is. So julle vanaand se oefening wil ek vir julle nooi om die week te gaan doen. Met die een belangrike vraag: neem ek die werklike teenwoordigheid van God ernstig? Nie teoreties, nie prakties. As God nou by my teenwoordig is, wie is God? Nou vir my? Wie sien ek? Wat sien ek as ek nou by God stil word? En hoe kyk God nou na my? En dan volgende week gaan ons aan, want hierdie is net die pre-vreis eintlik in Ignatius se voorstel van gebedspraktyke om mee stil te word. Ek wil afsluit sommer net vinnig. Was my baie mooi. Ek het verlede week vir julle vertel van afgesluit om te sê oor my navorsing wat by predikante die skuwe wat plaasgevind het rondom godsbeeld. Ek het onthou verlede week mooi teoretiese antwoorde wat hulle gegee het van God, drie enige God, God wat ons stuur, God wat aanwesig is, en toe later het julle onthou julle die mooi verhoudingstaal. Dit was my baie interessant om ook te sien die deelnemers se skuwe wat plaasgevind het rondom gebed. So gebed by die deelnemers het geskuif van baie woordryk na minder woordryk. Van 'n monoloog na die ervaring van 'n dialoog waar daar gepraat word, maar veral ook in stilte gewag en geluister word. Gebed as verhouding met God is veral uitgelig. Gebed en gebedspraktyke was aanvanklik meer beskou as take en pligte na 'n ruimte van diep konneksie, ontmoeting en verhouding. Gebed het geskuif van iets wat baie op die deelnemers se eie wêreld en gerig was, na 'n baie groter oorgawe aan God en sy wil. Baie interessant vir my gewees om die goed rondom dit te sien. En 'n groot skuif is in die deelnemers se ervaring spesifiek van die verbeeldingsgebed, die imaginative prayer, en die eksamengebed. En dit spesifiek waarby ek volgende week dan wil stil staan is hoe Ignatius ons wil help om met die Bybel dan te gaan sit met verhale. En die eksamen is 'n spesifieke refleksiegebed, 'n nadenkgebed. Daaroor gaan ons volgende week bietjie praat. Is daar vrae of opmerkings of enige iets wat julle gou op die tafel wil sit? As daar nie is nie, wil ek hê ons moet saam met 'n gebed mee afsluit. As dit reg is. Reg so, kom ons word gou saam stil weer. Die lewende God is saam met ons vanaand hier teenwoordig. Erken dit in die oomblik, wees bewus daarvan. Wie is God wat saam met ons is? Wat van God se karakter, eienskappe, jou verstaan van hom staan sommer net in die oomblik vir jou uit. God sien ons raak waar ons vanaand hier sit. God sien jou. By wyse van spreke, hoe kyk hy? Wat is die kyk in sy oë? Wat sien hy? Hoe kyk hy na jou?
Is daar iets wat jy dalk nou vir die Here of vra of wil sê? Here, dankie vir hierdie oomblik van tot rus kom as 'n groep in u teenwoordigheid. Dankie dat u lewend teenwoordig is. Kom help ons ook as ons die aand en die week verder ingaan om met 'n groter bewustheid van hierdie werklikheid te gaan leef. En Here, kom help ons om u beter te ken en te verstaan, sodat ons soveel oper en meer eerlik met u elke dag kan leef. Dankie dat ons kan uitgaan vanaand hier en kan weet dat u 'n diep verlange het om met ons te praat, vir ons te wys, ons lief te hê en saam met ons te wees. Kom maak die verlange ook in ons elke dag meer en groter. Amen. Vriende, ek het hier drie goed. Julle is welkom om te neem. Vanaand die eerste is 'n bietjie langer artikel, Looking at God, Looking at You, waar 'n Rob Marsh artikel wat so bietjie die hele ding oor die mind blindness en dit verduidelik. Ek hoop dit kan ons sommer so weet. As jy my wil hê nie, maak dit saak nie. Dan hoef jy hom ook nie te lees nie. Dan is hier 'n baie lekker kort bladsy wat amper 'n opsomming van daai is. Wat ek dink dit baie lekker gaan oor die acknowledge the God's presence en wat ek dink 'n eenvoudige en amper 'n opsomming is van die Rob Marsh artikel. En die derde is sommer so klein blaadjie wat ek julle wil aanmoedig om hierdie week, ek wil julle graag aanmoedig. Kyk, hulle sê mos julle weet mos hoe werk antibiotika. Die dokter sê altyd gebruik die reeks op. Nou, ek dink altyd geloofsdissiplines en geloofsgewoontes is so bietjie so. Dikwels begin ons en dan na 2 of 3 dae besluit ek hierdie werkie vir my nie. En geloofsgewoontes dink ek is so bietjie om hom eers op te gebruik. En die opgebruik is dikwels om te sê, "Joe, ek dink ek moet hierdie dalk so 'n maand lank kans gee om agter te kom of hierdie gebedspraktyk of dissipline my help." Dis dieselfde wat ons volgende week oor die ander 2 gebedspraktyke gaan doen. Hierdie, soos ek sê, is eintlik die voorfase van die ander 2 praktyke wat ons volgende week gaan inoefen. Maar ek wil jou tog aanmoedig, doen bietjie die week en kyk. Ek weet nie of dit hier staan nie, maar een van die goed, ja, ek dink tog dit staan hier, so as 'n refleksie ook aan die einde. Wanneer jy gaan stil word, skryf sommer net hoe jy voel, waar jy is die dag, dan doen jy die oefening vir 'n paar dae mekaar en kyk of daar goed in jou skuif. Kyk wat gebeur met jou deur dit te doen. So ek wil julle tog aanmoedig in die week tot volgende week om dit bietjie te doen en dan kan ons dalk as ons volgende week begin vir mekaar sê, wat is julle ervaring daarvan? Dit gaan verskil. Ons is verskillend, so ons bid verskillend, ons doen verskillend, ons ervaar goed verskillend. Maar ek wil julle graag aanmoedig. Gebruik die reeks op. Goed. Baie dankie vir die skamp. Dankie julle.
Nee, daai is baie lekker. Hoor reg baie dankie, hoor.